Thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo, to witness the declaration of principles for peace. A durable peace in the Great Lakes region will open the door for greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democratic Republic of Congo, and for Rwanda. Our firms are good corporate citizens, American firms, and they'll bring good governance and ensure responsible, reliable supply chains for things like critical minerals that benefit regional governments and our partners and allies as well. So we're going to be in close contact with our African Union partners to make sure we can bring this to fruition. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou 'n video gesien van Marco Rubio, die sekretaris-generaal van die FSA, wat nou op besoek is in die Demokratiese Republiek van die Kongo, waar hy nou besig is om te beding en sekuriteit en veiligheid te verseker vir die Demokratiese Republiek van die Kongo in ruil vir die minerale van die Kongo. Nou ons gaan nie op dit ingaan nie, maar ek wil hier 'n paar jaar terugneem, want dit is baie belangrik, sodat u self hierdie lyne sien hoe eenvoudig en duidelik dit gekonnekteer kan word, hoe hierdie hele verhaal eenvoudig raak, as jy net 'n bietjie strategies kyk, as jy net so 'n bietjie verder gaan, en jy kyk, dis amper soos om met 'n hommeltuig na 'n huis te kyk, en dan soos jy verder gaan, sien jy die blok, en soos jy verder gaan sien die dorp of die stad, en soos jy verder gaan sien jy die groter deel van die land. Jy almal ken dit, jy kan dit op Google ook doen. Ons gaan nou dieselfde doen hierso. En ek wil hier terugneem na 'n tyd, Julie maand as ek reg onthou 2023. Het Suid-Afrika en die DRC onder andere, Ivoorkus ook, maar vir Suid-Afrika en die DRC het 'n besoek gehad van Victoria Nuland. Nou ja, haar bynaam in die sosiale media, almal sien haar as 'n warmonger, menende, wanneer sy gaan besoek aflê, is haar werk om proxy oorloë te manipuleer, te bestuur, te organiseer, alles daarmee saam. En ons sien, sy het ons dan ook besoek, Victoria Nuland in Julie maand 2023, maar ook vir die Demokratiese Republiek van die Kongo. Nou ja, ek het vir u nou net gesê, sy word beskryf as 'n warmonger, sy is die een wat die proxy magte organiseer om 'n land in onstabiliteit te dompel, soos in Oekraïne. In 2014 was sy ook die persoon wat die hele onstabiliteit en die revolusie wat gelei het tot die staatsgreep in 2014 in Oekraïne, was Victoria Nuland. Dis haar werk, dis waarin sy 'n spesialis is, né? En daar was mense wat dit opgetel het, ek sou vir die insetsels plaas soos wat ek praat, wat die naam warmonger sommer in hulle artikel gebruik het, want dit is algemeen. Wanneer Victoria Nuland jou kom besoek, dan het jy nie lank daarna nie, 2 jaar, 3 jaar, daarna het jy 'n oorlog. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Ons het dit in Oekraïne gesien, en wat het ons nou in DRK gesien? Omtrent nou 2 jaar gelede, Julie 2023, besoek sy vir die Demokratiese Republiek van die Kongo. 2 jaar later, soos Oekraïne, is daar hierdie geweldige inval van Rwanda se kant af. Met ander woorde, die onstabiliteit word geskep, né? Of gewoonlik is dit vir 'n regime change, of om minerale in die hande te kry, of wat ook al daarmee saamgaan. Wat ook al die doelwit is mos nou maar om 'n land se goedgunstigheid te hê, en as jy nie 'n regering het wat jou goedgunstig is nie, dan is dit die meganismes wat ingespan word. Ekonomiese meganismes, politiese meganismes, asook dan militêre meganismes. Nou in die DRK was dit dan 'n militêre meganisme. Rwanda het ingeval, onstabiliteit, onsekerheid, DRK se bene begin bewe, en wie is die volgende op die toneel? Marco Rubio, sekretaris-generaal van die FSA, om 'n oplossing te kom gee. Julle is bang, hierdie manne gaan julle ore aansit, hulle gaan julle wen, so gee julle minerale vir ons, in kort en in eenvoud, en ons bied sekuriteit vir julle aan.
U kan maar die video's gaan kyk, daar's meer as dit. U kan dit gaan nalees en luister op YouTube. U sal sien is 'n baie duidelike boodskap. Nou dieselfde Victoria Nuland was mos nou Julie 2023 toe sy in DRK was ook in Suid-Afrika. Met ander woorde, nou begin ons waarskuwing sien, kykers en luisteraars. Ek gaan vorentoe 'n video maak oor dit. Ek skat 2 video's van nou af, want die volgende een gaan ek dalk net vir u bietjie terugvoer gee oor ons opleidingskamp hierdie naweek in Pretoria, hoofsaaklik medies wat opgelei gaan word en 'n integrasie tot ander departemente in Suidlanders. Ek sê vir u dan die volgende video dalk net 'n kort video maak, 'n bietjie terugvoer oor die opleiding die naweek in Pretoria en alles wat daarmee saamgaan. Maar ek dink dan gaan ek dit opvolg, want ek wil meer sê rondom die uitlating van die voormalige staatsveiligheidshoof van Suid-Afrika, wat vir ons waarsku weer eens vir die hoeveelste keer. En dis nou oor hy hoeveel kere wat ek vir u die meganisme en die voorbereiding van die media met u sal deel in, noem dit maar 2 video's van nou af, min of meer. Of die volgende een, ons sal sien hoe loop my dinge, maar binne die volgende 2 video's wil ek dan meer sê oor hierdie kortsige waarsku van sosiale onrus vir Suid-Afrika. Dan gaan ek u weer vat deur Linda Meyer en kundiges en al hierdie waarskuwings die afgelope maande. Want dit is 'n voorbereiding van die media, maar ek wil nie nou op daai lyn ingaan nie. Vandag wil ek net vir u die duidelike lyne begin trek. Laat u verstaan, ek het nou al in vorige video's vir u gesê, een van die, ek dink 2-3 video's gelede, waar ek gesê het van die peilings wat gedoen is, van die ANC wat verswak het, ek dink na 29% toe, en die DA na 30% toe, en die EFF is weer min of meer op 10%, in die MK, al daai, en ek het vir u nog net gesê, dat in 'n regering in Afrika, gee nie mag af nie. Dit gebeur nie. Dit op sigself sal lei tot onstabiliteit, onrus, en geweld, en alles wat daarmee saamgaan. So ek wil in 'n volgende video, dan wil ek net vir u deurvat en vir u dan nou al hierdie waarskuwings van onrus wat die media vir ons rig, deur voormalige, die mees onlangse, gister, was dan eergister, hierdie week, was die voormalige hoof van die Staatsveiligheidsraad van Suid-Afrika, wat sê, ons kan onrus verwag, sosiale onrus, en hy vergelyk dit nog met die Julie 2021 Natal onrus. So dis alles voorbereidend. Sien u, Victoria Nuland was 2 jaar gelede min of meer hier. Sy was ook in Kongo. Ons het gesien van die 13 soldate wat in Januarie maand gesneuwel het in die Kongo, van die militêre geweld, en in hierdie, dis die geleentheid wat geskep is, vir Marco Rubio, vir die FSA, om nou in te kom en te sê, DRK, ons is hier om julle veiligheid en sekuriteit te gee, maar ons soek julle minerale. En in Suid-Afrika gaan dit wees, nie noodwendig net vir ons minerale as sulks nie, maar ek dink meer oor die regering. Want jy sit met 'n regering, ons weet die FSA is kwaad vir Suid-Afrika, dit weet u almal, ons weet van die uitlatings van die president van Amerika, ons weet van die proxy-magte wat die Weste sal oprig in Suid-Afrika, as ook dan die Oosblok, en dit sal gaan oor 'n regime change, om 'n regeringsverandering te kry. En ek sê weer vir u, dit sal op 3, het vind hoofsaaklik op 3, ek wil amper sê, meganismes plaas, en dit is polities, ekonomies, ons sien hoe dat FSA ekonomiese krane toedraai op Suid-Afrika, polities, ons sal nou begin sien hoe die koerante die regering verder uit mekaar uittrek, die president homself, dis die politiese aanslag, die peilings wat inkom, die DA wat sterk groei, ons weet nie van die akkuraatheid van die peilings nie, ons weet hoe daar gekook word, orals en alles, maar verstaan u die prentjie, en dan natuurlik laastens die militêr, waarheen dit gaan, kykers en luisteraars, want dis deur Sefanja 3 vir ons so voorspel, Sefanja 3 wat vir Suid-Afrika is, het gesê, ek sal in jou 'n geringe elendige volkie laat oorbly, wat by my naam skuiling gesoek het. Nou wat gaan die ander dan nie laat oorbly nie? Dis mos nou hierdie geweld, dis mos nou hierdie onrus, wat die voormalige hoof van die Veiligheidsraad van Suid-Afrika vir ons van waarsku.
en al die ander, maar ek gaan 'n video oor dit maak, om dit net vir u mooi in mekaar te sit. Maar dis maar net die meganismes wat die Vader gebruik om die mag wat hy in Joël 2 sê, hy oor ons gaan stuur. Die mag afkomstig vanuit die noorde. Hierdie massas, hy beskryf hulle as groot in getal. Hierdie massas, ons weet mos dat hierdie massas wat tans in Suid-Afrika is, het gemigreer vanuit die noorde uit. Sentraal-Afrika, toe Mosambiek so om ingekom in Suid-Afrika in. Toe ons weer geland het op ons beurt, Jan van Riebeeck, aan die kus van die Kaap. So met ander woorde, baie duidelik, is die profete ook, en dan kan ek hom Siener mos nou maar inbring as ek sou wou, en Johanna Brandt as ek sou wou, en Roger Thiel as ek sou wou, en David Wilkerson as ek sou wou, en Rick Joyner as ek sou wou, want hulle almal vertel vir ons van dit wat ons, Victoria Newland, die voorbereiding van die proxymagte in Suid-Afrika, die tydsverloop, die waarskuwings nou van sosiale onrus, vir welke redes ook al, of het nou een van die ander 34 redes is, wat die Wêreldekonomiese Forum sê, ons sal in onrus verval, of kan en sal en gaan, maak nie saak nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Micha 4 sê vir ons, hulle het nou 'n wild in jou opgegooi. Gaan lees die hele Micha 4. Julle Suidlander noodplan is daar. Dis die Micha 4 wat sê, ons sal die stede verlaat en in die veld gaan woon. Daar sal die Here ons beskerm. Hosea 2 wat ek nou in die oggende behandel, sê ook vir ons, ek dink ek gaan dit môreoggend, gaan ek dit lees, of in die volgende oggend, gaan ek dit lees, Vrydagoggend, gaan ek dit lees, van dat God ons sal uitlok uit die stede uit na die woestyn toe, om daar tot ons harte te spreek. Alles presies dieselfde. So wat ons hier in die fisiese en vleeslike sien, in terme van Victoria Newland, 2 jaar later is dit die een, eintlik 'n jaar en 'n half later, is dit die een sosiale onrus waarskuwing op die ander een, in ons Breëstroom Media, die voorbereiding vir wat nou kom, want hier kom 'n regime change, hier kom onstabiliteit, hier kom oorlog. En dan wil ek tog net 'n gesig van hom Siener noem, waar hy sê, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. So hulle planne is om 'n bestuurbare revolusie, soos in Natal, bestuur hom, laat hom kom, genoeg om hierdie regeringsverandering te doen. As die ekonomiese meganisme en die politiese meganisme nie werk nie, dan is ons by die militêre ene. Ons kan uit ons profete uit weet, want dit is baie duidelik dat hier geweld gaan plaasvind, volgens Sefanja 3, dat die erge geweld gaan plaasvind. In Joël 2, inteendeel hy sê, sommige van hulle, dis nou hierdie massas, sal val deur die wapen heen, so raak gaan geskiet word, maar hulle bly in gelid. Want dis God se straf. Hy sê, dis my mag wat ek teen julle opgerig het. Omdat ons volk sy weë verlaat het. Omdat ons volk, Hosea 2, agter ons minnaars die wêreld aangeloop het, agter alles aangeloop het. En gesê, die wêreld sorg vir ons, in plaas van God. Hosea 2 beskryf dit so mooi. So profeties is dit wat hier gaan gebeur. In die vlees sien ons tog nou, kykers en luisteraars, duidelik. 2 jaar gelede was Victoria Newland in die Demokratiese Republiek van die Kongo. En nou Januarie het die oorlog daar uitgebreek. En nou is die FSA daar om sy manipulasie, sy eienaarskap wil ek eintlik sê, indirek, in aanhalingstekens, op die DRK dan nou, in ruil van die minerale, toe te pas. Dis presies, sy was hier 2 jaar gelede, ons sien die waarskuwings op die sosiale media, ek gaan bietjie meer oor dit sê, in vorentoe video's, en vir u sê, waar verwag ek, in my verwerking, want ek het die kursusse gedoen, ek was ook staande mag in die weermag, en die kursusse by intelligensie gedoen. Verwerking is wanneer jy kartering doen, wanneer jy insidente plaas soos dit gebeur, uitsprake, en dan begin hy kaart met jou praat. En daai kaart begin vir ons 'n idee gee van waar hierdie onrus hoofsaaklik en hierdie oorlog wil ek amper sê, vanaf kan begin. Behalwe dat daar in Natal onrus gaan wees, gaan daar ook elders in die land, en ek sal dit met u vorentoe deel. So, vir nou is dit net belangrik om te besef, dat die lyne nou by mekaar kom. Die media waarsku nie verniet kort oor sosiale, dis besig om ons te kondisioneer vir wanneer die geweld uitbreek, en hulle gaan probeer om dit te bestuur. Hoekom sê ek probeer? Want dis waarskynlik in dit en in hierdie aksies vorentoe,
waar hulle goed uitgewerkte planne skeef gaan loop. Ek sal ook vir u meer duidelikheid gee op my vorige video van ons gaan opgeroep word, gaan ek vir u ook vorentoe in video's duidelikheid gee oor wie ek verwag ons sal oproep. Watter tipe regering, maar later meer oor die onderwerp ook, sal ek dan meer uitbrei, maar ek dink met 'n volgende een, gaan ek die verwerking van die onrus, die waarskuwings, die verwerking van die onrus, dan ook met u deel. Kykers en luisteraars, sterkte en seën, tot 'n volgende keer. Totsiens.